is te gelykertyd al sy wesenskenmerke te gelyk van alle ewigheid tot alle ewigheid. Hy is geregtigheid, hy is liefde, hy is, en jy kan nie een van hulle isoleer nie. Byvoorbeeld, God verander nooit nie. Die Pausdeïsme sê, God verander die hele tyd. So as jy een van God se attributes of kenmerke uithaal, dan jy afgod gemaak. Ja, en dit staan in artikel 1 van die NGB. Ja. Soos die Bybel sê, hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste, die laaste, die onveranderlike. Daarom is dit lasterlik om te praat van die wordende God. Dis nou 'n nuwe term wat hierdie soort van beeld van God skep, waarin God is nie, hy bestaan nie, maar hy word wanneer daar iets gebeur of iets gedoen word. En hoekom is dit so appellerend vir baie mense? Want dit verklaar die rede hoekom die God van die Bybel in Levitikus 18 tot 20 en Romeine 1 en 1 Korintiërs 6 nie meer bestaan nie, maar nou niet geword het, wat sê, nee, ek stem nie meer saam daarmee nie, ek aanvaar dit. Die regverdigheid van God wat oordeel, Romeine 1, want daar is nie meer so God nie. Hy bestaan nie meer nie. Die nuwe een het geword. Ja. Die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament het nou verander. Hy het nou 'n nuwe God geword wat sê, dis in orde. Ja. Ek het 'n konferensie bygewoon, 'n wetenskaplike konferensie, waar een van die prominente teoloë in die kerk op daardie tydstip 'n referaat gelewer het. En met minagting en sarkasme na artikel 1 van die kerkorde verwys het en na die attribute en gesê het, ons glo mos nie hierdie sulke goed nie. Ja. 'n geordende. En die gehoor van teoloë het gelag. Jo. Het gelag. Die meeste van hulle sal ook geordende predikante Ja, wees ja. ook. O ja. Jo. En ek het gehuil. Dit moes verskriklik wees. Hoe is dit moontlik? Want inderdaad, as jy daardie attribute van God ontken, dan maak jy God se wese totaal inhoudloos. En dan vul jy dit met 'n post-theïstiese idee. Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat oor wie God is. Kom ons vat dit nou as 'n voorbeeld. Daar staan, ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Kom ons vergelyk dit met, daar's 'n paar voorbeelde. Hierdie is Prof Julian Miller byvoorbeeld, wat nou 'n post-theïst geword het. En hy het hier 'n tabel waar hy oor die theïstiese God praat en sy nuwe verstaan van die post-theïstiese God. En dan sê hy byvoorbeeld, die theïstiese God kom om te oordeel. Die post-theïstiese God is liefdevol vergewend. Die theïstiese God, Jesus betaal die prys vir 'n mens se sonde om jou vry te maak. Die post-theïstiese God, verlossing behels lewensvervulling. Nog 'n laaste voorbeeld. Die theïstiese God werk met waarheidsaansprake. Die post-theïstiese God, die teologie beskik nie oor die waarheid nie, maar behels 'n soeke na die waarheid. Die post-theïsme en die belydenisskrifte, hoe is hulle met mekaar versoenbaar? Onmoontlik om hulle met mekaar te versoen, omdat hulle presies mekaar weerspreek. Ek het 'n baie pynlike ervaring na aanleiding van artikel 1 van die NGB wat jy gelees het.
Dit is vir my 'n aangrypende, allesomvattende Bybelse verstaan en glo oor die wese van God. In die dogmatiek staan dit bekend as die attribute van God. Die eienskappe van God. Attribute sê eintlik meer. Ek het 'n konferensie bygewoon, 'n wetenskaplike konferensie, waar een van die prominente teoloë in die kerk op daardie tydstip 'n referaat gelewer het. En met minagting en sarkasme na artikel 1 van die kerkorde verwys het en na die attribute en gesê het, ons glo mos nie hierdie sulke goed nie. Ja, 'n geordende. En die gehoor van teoloë het gelag. Jo. Het gelag. Die meeste van hulle sal ook geordende predikante wees Ja. ook. O ja. Jo, En ek het gehuil. dit moes verskriklik wees. Hoe is dit moontlik? Want inderdaad, as jy daardie attribute van God ontken, dan maak jy God se wese totaal inhoudloos. En dan vul jy dit met 'n post-theïstiese idee. Wat in werklikheid, as 'n mens luister na wat dit daar uiteengesit is, regtig maar 'n bietjie belaglik is. Baie belaglik is. Is dit nou ontologie? As jy sê post-theïsties, dan sê jy eintlik on-teologies. On-ontologies. Want dan bestaan God eintlik nie. Dis wat Ben de Tooy eintlik erken in sy laaste boek, toe hy op pensioen is, toe hy mos bedank. Hy sê byvoorbeeld oor die post-theïsme, hier is 'n aanhaling uit sy nuwe boek. Hy sê, vir my dui die begrip post-theïsties op 'n definitiewe afskeid van enige geloof in 'n transcendente metafisiese wêreld of bestaan waarin daar bonatuurlike magte en kragte sou wees. Ek meen dat om steeds, so sommige wat hulle self as post-theïsties beskou, iets te probeer red van 'n godsgeloof en dan voort te gaan om binne die konteks van die kerk en teologie 'n posisie op te eis, 'n inkonsekwente, en hakkie selfs miskien 'n ietwat oneerlike omgang met die beskikbare data is. Ek dink dit is 'n baie sinvolle opmerking van Ben. En ek, soos hy dit daar geformuleer het, kan ek daarmee 100% saamstem dat dit maak gewoon nie sin. Want in 'n post-theïstiese God, daarmee bedoel ons nou maar terwille van mense wat nou nie die begrip post-theïsties ken nie, anderkant 'n godsbegrip van 'n goddelike wese wat homself openbaar, wat ewig bestaan, met wie jy 'n persoonlike gesprek en 'n persoonlike verhouding kan hê, Wat nie verander nie. en wat nie verander nie. Dit vee jy alles weg. En dan praat jy verder asof jy nog met 'n godsbegrip tevrede, asof jy nog werk met 'n persepsie oor God, wat natuurlik dan net nie meer so is nie. Dan, soos wat Ben de Tooy daar in daai aanhaling sê, dan is dit eintlik nie meer moontlik of sinvol om te bid nie. Dis nie meer sinvol om kerk toe te gaan nie. Jy kan nie meer Bybel lees nie. Jy kan nie enigsins op 'n manier religieus funksioneer nie. En om dan nog te praat van post-theïsties, asof dit nog 'n vorm van theïsme is, Reg. is sinvol, sinloos. Ek het net gesê, Prof. Julian praat ook verder van Klaas Hendrikse. Hy's 'n Hollander wat 'n ateïs was, en hy sê God bestaan nie as 'n persoonlike wese nie. Hy sê God gebeur in die gesprekke met mense. God gebeur. Wat bedoel hulle daarmee? Die ander proefskrif wat ek nou na verwys het oor die post-metafisiese verstaan van God. Daar word ook geargumenteer, God is nie 'n metafisiese persoonlike wese nie met al sy kenmerke nie. God op 'n tipe van 'n eksistensiële wyse
gebeur in die gesprekke, in die sosiale geregtigheid, in die uitreik na die gemeenskappe, en daar kom God as dit ware op 'n ontvouende manier tot stand. Ja. In ons belydenis en in die belydenisskrifte op grond van die Bybel sê ons inderdaad, God het hom nie deesties onttrek aan die wêreld nie. Ja. Hy is intens betrokke. God is in beheer. God regeer. Ja. God werk. Maar hy is nie net in bestaan wanneer daar aksie is nie. Hy is die ewige God voor alle aksie. Buite sy skepping ook. Buite sy skepping, ja. van alle ewigheid af. En daarom die woord ontologie, wat verwys na bestaanswerklikheid. Die bestaanswerklikheid van God is onaantastbaar en onafhanklik van die aksie wat hy uitvoer. Ja. Hy is en hy werk. Ja, ek lees in Bavink en in Prof Johan Hein se dogmatiek ook. Dit was vir my 'n verbuisterende stuk om te ontdek dat God is te gelykertyd al sy wesenskenmerke te gelyk van alle ewigheid tot alle ewigheid. Hy is geregtigheid, hy's liefde. Hy's en jy kan nie een van hulle isoleer nie. Byvoorbeeld God verander nooit nie. Die Pausdeïsme sê God verander die hele tyd. So as jy een van God se attributes of kenmerke uithaal, dan het jy afgod gemaak. Ja. En dit staan in artikel 1 van die NGB. Ja. Ons glo almal met hart en mond in 'n eenvoudige wese. Ja. Daai woord eenvoudige wese beteken een in bestaan. Ja. En al die attribute wat genoem word is tegelijkertijd. En dit was nog professor Heinz wat vir ons in die klas die woord absoluut verduidelik het. Dit is absoluut. Dit wil sê, dis nie 'n stukkie liefde, 'n stukkie ewig, 'n stukkie, maar dit is alles inklusief gesamentlik as 'n eenheid in sy totaliteit van sy wese. Ja. Hy is liefde, maar daarom is sy liefde ook toorn oor die sonde. Kan ons sê daar sê 'n goeie voorbeeld is hierdie hele beweging van liefde is liefde, nie eintlik 'n demonstrasie van dat jy een attribuut van God isoleer weg van sy heiligheid en geregtigheid. Ja, absoluut. Dan verafgod jy die attribuut in plaas van om God te eerbiedig wat die absolute wese van al sy attribute is. Die omvangrykheid van sy wese soos wat hy hom in die skrif openbaar. Ja. En soos wat dit dan in artikel 1 van die NGB saamgevat is. Ja. Vir die werklike Bybelgetroue geesgeïnspireerde kind van God is dit 'n belydenis en 'n emosie wat jou oorweldig. En om dan in 'n gehoor te sit waar mense spottenderwys lag as oor God se eienskappe gepraat word. Nou byvoorbeeld God is 'n ewige wese. Ja. Nou dit beteken soos die Bybel sê, hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste, die laaste, die onveranderlike. Daarom is dit lasterlik om te praat van die wordende God. Dis nou 'n nuwe term in die hele godsbeskouing. Prosesfilosoof. Dis 'n prosesfilosoof wat hierdie soort van beeld van God skep waarin God is nie, hy bestaan nie, maar hy word wanneer daar iets gebeur of iets gedoen word. En hoekom is dit so appellerend vir baie mense? Want dit verklaar die rede hoekom die God van die Bybel in Levitikus 18 tot 20 en Romeine 1 en 1 Korintiërs 6 nie meer bestaan nie,
maar nou niet geword het, wat sê, nee, ek stem nie meer saam daarmee nie, ek aanvaar dit. Die regverdigheid van God wat oordeel, Romeine 1, want daar is nie meer so God nie. Hy bestaan nie meer nie. Die nuwe ene het geword. Die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament het nou verander. Hy het nou 'n nuwe God geword wat sê, dis in orde. Ja, ek hoor wat jy sê. En dit is daai aktualisme wat beteken nou. Wat is ons behoefte nou? Ons het nou behoefte aan 'n God wat verstaan. Ja. Ons het nou behoefte aan 'n God wat sê, jy moet liewester so maak. En uiteindelik word dit 'n God wat wegbeweeg van waarheid na noodsaak. Wat het ek nodig? Ja. Wat is my behoefte? Ja, korrek. Hoe kan ek lewe? Hoe kan ek gelukkig wees? Funksioneel. En dan kry jy 'n soort van 'n prediking wat ook al hoe meer vestig op selfbeeld, op glo in jouself, op jy kan beter doen en leef jou lewe en laat die mense gelukkig voel as hulle die kerk verlaat. Want dit is 'n totaal ander manier om na God te kyk. Toe die Here my terugroep Suid-Afrika toe, ons wou nie terugkom nie. Ek wou daar gebly het. Ek wou nie terugkom Suid-Afrika toe nie. Dit was, toe ek daai attribute van God gedoen het, 'n program, wat ek Prof Johan Heinz se goeders deurgegaan het oor God is soewerein, God is alomteenwoordig, God is in beheer. In daai weke is ek in 'n motorongeluk gewees. Ja. En ek het begin praat met predikante wat met my kontak maak oor 'n hele tyd, en elke nou en dan kom daar 'n boodskap deur van 'n lidmaat of iemand wat sê, wanneer kom jy nou terug? En wanneer kom jy terug? En ek het dit maar net elke keer geïgnoreer. En my kantoor was ingerig met nuwe rakke ingesit, en ek doen my weeklikse programmetjie, en die kinders is in skool, en ons het nou uiteindelik na baie jare wat ons meer as 15 keer rondgetrek het, nou uiteindelik nou gevestig geraak in die countryside tussen 'n klomp ander plase met pragtige mooi natuur om ons. En ek is eendag in daai tyd, hier ry ek met die kar om hier is hierdie groot lanings met ek weet nie wat noem dit in Afrikaans nie, hedges, wat hulle so knip, maar hulle so hoog so 2,5 meter om die draaie, en daar so een blinde kol. En toe ek so om die draai kom, toe se kop aan kop botsing met die posman. Sjoe. En gelukkig niemand ernstig seer gekry nie. Maar op daai oomblik, toe's God met my besig. Sjoe. En ek word, in daai tyd wat ek moes worstel met wie is God. En die Here wat my sonder 'n stem, nie 'n stem wat ek hoor nie, was 'n gewaarwording van, wie is God? Is jy God? Is jy in beheer van jou lewe? Is jy nou gelukkig hierso? Het ek jou nie geroep nie, en is jy besig om weg te hardloop soos 'n Jona? Ja, vriende, baie dankie dat julle die video gekyk het. Dit is vir ons werklik waar besonderse oomblik hierdie om dit net so met te kan deel en te weet daar mense wat daarna kyk en wat hierdie bediening ook of hierdie video's geniet. Ek is Benny Oukamp, ek is een van die direksielede by IRSA. Ons wil graag jou uitnooi, as jy werklik waar wil hierdie werk, hierdie taak, hierdie roeping wat ons het by IRSA om daarmee voort te gaan, gee u bydra, ondersteun ons, raak 'n vriend van IRSA. Jy is welkom natuurlik om dan na reformationsa.com te gaan en dan die inligting daar te kry en meer van ons te hore en te wete te kom. Maar een belangrike ding, dat as jy 'n bydra maak, wil ons graag hê, en ons wil dit baie ernstig op jou hart druk, moenie die bydra wat jy vir die plaaslike gemeente gee, deur hierdie bydra vervang nie. Dit is addisioneel, en as jy wil hê die werk, soos ek gesê het, wil aangaan, dan is jy welkom om ons te ondersteun. Ons wil graag ook in ons bediening, wil ons werklik waar by die suiwere verkondiging van God se woord uitkom, vir die toepassing van die totale lewe. Dis vir ons baie belangrik, sodat ons werklik waar elke dag kan vra, wie is God, wie is ons,
en ons ook met hierdie belangrike taak kan voortgaan, veral in 'n tyd soos hierdie waar ons baie verwarring beleef. En ek nooi jou uit om werklik waar vorentoe ook dan nou verder te kyk na ons video's wat ons opneem. Dit is vir ons 'n voorreg om dit met u te deel.